21, my seun, vrees Jahwe en die koning, laat jou nie in met oproerige mense nie, want skielik sal hulle ongeluk opkom, en die uitgang van hulle jare, wie weet dit? Oproerige mense is die massa. Almal sê dit, almal doen dit, almal stem saam. Dis die oproerige mense, jy hoor van hulle. Jy hoor nie die enkeling nie, laat jou nie in met hulle nie. Vrees Jahwe, vrees die koning. Wie is ons koning? Yeshua. Ons vrees hom. En ek raak nie betrokke by oproerige mense nie. Nie in die vlees nie, en nie in die gees nie. Wat is in die vlees? In hierdie wêreld. Ons gaan nie deelneem aan betogings nie. Is dit sonde? Nee, wat is sonde? Dit is om jou in te meng in die werke van hierdie wêreld, maar jy is nie 'n burger hier nie. Wat maak jy daar? Laat hulle doen wat hulle wil. So ek raak nie oproerig nie, ek rumoer nie saam met hulle nie. Ek het nou gepraat van die water van Meribah, hulle was oproerig. Hulle het gesê, kom ons stel vir ons iemand aan en ons gaan terug Egipte toe. Hulle het Jahwe nie gevrees nie. En hy was hulle koning. Hulle het gesê, nee, ons wil nie. Want skielik sal hulle ongeluk opkom. En die uitgang van hulle jare, wie weet dit? En dit was nou nogal van toepassing op hulle, nee. Die ongeluk het op hulle gekom, hulle 40 jaar in die woestyn. En vir ons is dit net 'n waarskuwing. Let op jou voetspore. Moet nie betrokke raak by sulke goed nie. En in die geestelike, wees heilig want ek is heilig. Kom na my toe want ek is hier. Dis eintlik wat dit beteken. Wees afgesonderd van die wêreld, want ek is afgesonderd van die wêreld. Kom hier na my kant toe want ek is nie aan daai kant nie. En dis wat ons doen. Ons distansieer ons al meer en meer van die dinge van die wêreld. En ons skaar ons by die Almagtige. As jy wonder hoe, gaan lees iets soos die konings en die kronieke en kyk byvoorbeeld hoe het die profete opgetree. As voorbeelde, heilig, weg van hierdie wêreld. Want hulle het 'n visie gehad. En daai visie was, ek was 'n arbeider, ek het 'n taak gehad, 'n roeping in die koninkryk van God, en hulle het dit gedoen. En hulle was profete. En ons is konings, priesters en profete. Doen ons dit? Of is ons nog steeds besig met die dinge van die wêreld? Spandeer ek my tyd in die dinge van die wêreld? Dis nie sonde nie, dis die koninkryk van die wêreld. Ek gooi my gewig daarin. Ek werk vir dinge om hier te gebeur. Ek wil dit 'n beter plek maak. Nee, ek het niks met dit te doen nie. Ek is 'n bywoner, ek is 'n tydelike tentwoner. Ek slaan nie my tentpenne diep in nie, want nou moet ek trek. As jy op elke raad en elke organisasie betrokke is, en die voorsitter hier en dit daar en hoe gaan jy trek? As Vader vir jou sê, nee, is tyd om te gaan, dan sê ek kan nie. Ek is nou hier in Ur. Jy sê ek moet in die woestyn gaan bly. Ek kan nie. My kinders by die skool, my vrou by haar werk, ek op die direksie, ek bly maar hier in Ur. Dan sê nie 'n tydelike bywoner nie, jy het huis gekoop. Jy bly in 'n steenhuis, jy kan nie trek nie. En dis hoekom ons nie by die wêreld betrokke raak. As ons hoor van die wêreld, dan dink ons altyd sonde. En geestelik beteken sondeloos. Wêreld is 'n plek. Is 'n koninkryk, 'n koninkryk van hierdie wêreld. As hy sê, maak skatte in die wêreld bymekaar, dan beteken dit hier. Ek het hier goeders. Jy kan 'n verslag gaan trek van eiendom wat op my naam geregistreer is. Van bates wat ek besit. Bankbalanse wat ek het en beleggings. Dis skatte op die aarde. Dis fisies letterlik. Hy sê maar dit nie doen nie. Maar maak bymekaar in die hemele. Wat is dit? Dis die koninkryk van God. Want nou is die koninkryk van God hier. En al jou skatte kom saam.